Trigonometrie deel 3, bewys van identiteite. Goed, so in die eerste video het ons gekyk na die basiese beginsels van graad 12 trigonometrie. In deel 2 het ons gekyk na vereenvoudiging van uitdrukkings en nou gaan ons kyk na bewys van identiteite. So weer eens op die eerste bladsy het ons al ons formules en diagramme, spesiale driehoekies en graad 11 identiteite wat ons gaan gebruik. En dan hier het ons weer ons graad 12 identiteite wat ons heeltyd langs ons moet hou. Die identiteite word op die formuleblad gegee, so onthou om hierdie bladsy net heeltyd langs ons te hou. Reg, kom ons begin met bewys van identiteite. Die eerste voorbeeld gee hulle vir ons 'n identiteit. En ons moet nou hierdie identiteit bewys en dan vra hulle ook vir ons vir watter waardes van x gaan hierdie identiteit ongedefinieerd wees. Ok, so ek gaan eers begin om hierdie identiteit te bewys. So ons wil graag bewys dat die linkerkant gelyk aan die regterkant gaan wees. So ek gaan nou die linkerkant neerskryf en ons gaan nou bewys dat dit gaan vir ons die regterkant gee. Partykeer dan gaan ons aan die linkerkant werk en ons gaan net nie kan uitkom by die regterkant nie. So as jy regtig vashak, dan kan jy ook die regterkant gebruik en bietjie aan dit werk totdat die linkerkant en die regterkant dan dieselfde is. Ok, en wanneer ons identiteite moet bewys, linkerkant gelyk aan regterkant, is daar eintlik 2 stappe wat ons heeltyd kan volg. En as ons net dit doen, dan is dit baie moeilik om eintlik vas te hak. So die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet kyk of daar enige graad 11 en 12 identiteite is. Dis die heel eerste en belangrikste ding. En dan die tweede ding wat ons moet doen, is of ons gaan faktoriseer, as ons kan, of as daar meer as een breek is, gaan ons dit op dieselfde KGV moet sit. En dis dit. So kom ons kyk nou na hierdie linkerkant. As ons nou hierso kyk, die eerste ding waarvoor ons moet uitkyk is daar identiteite? En ons kan hier sien dat hier is 'n kos-identiteit en hier is 'n sin-identiteit. Beide is graad 12 identiteite. Goed, so vir die kos-identiteit is daar mos 3 opsies. So baie keer met die kos-identiteit, omdat ons nie altyd in die begin seker gaan wees watter opsie is die beste keuse nie, kan ons eintlik eers die res van die som bietjie vereenvoudig totdat ons heeltemal seker is watter opsie ons wil kies. Want ons moet kyk wat staan langs aan daai kos-identiteit, wat staan rondom die kos-identiteit. Maar hier, omdat ek nou sien hier is klomp sinne langs die kos-identiteit, gaan ek nou die sin-identiteit kies. So daai gaan wees 1 minus 2 sin kwadraat x vir daai kos dubbelhoek identiteit. Ok, dan gaan ons aan. En onder die lyn het ons weer ons sin dubbelhoek identiteit. En daar is net een opsie vir daai sin identiteit, dit is 2 sin x cos x. En dan staan hier langsaan 'n cos x. Goed, ons het ons identiteite gespat en dit neergeskryf. Nou moet ons of faktoriseer of dit op die KGV sit. So die opsie wat ons hier gaan doen is ons gaan faktoriseer, want daar is nie meer as een breek wat ons op die KGV kan sit nie. So ek gaan hierbo eerstens 'n minus uithaal, sodat ek my term wat 'n kwadraat in het positief kan kry. Daar gaan 'n plus 8 wees, ek het 'n minus uitgehaal, so dit gaan 'n minus 8 wees. Onder die lyn kan ons sommer klaar faktoriseer. Ons kan net 'n gemeene faktor uithaal van cos x. Ok, nou moet ons hierdie 3 term faktoriseer en ek gaan langsaan nou hierdie sin vervang met 'n x, net om dit makliker te maak om te faktoriseer. Ok, so 2 se faktore is 2 en 1 en 8 se faktore is 1 en 8. Ons gaan kruismaal, 2 maal 8 is 16, 1 maal 1 is 1. Wat moet ons doen om 'n min 15 te kry met die 16 en die 1? Min 16 plus 1. So daai is my eerste hakkie, daai is die teken van die eerste hakkie, daai is die tweede hakkie, daai is die teken van die tweede hakkie. So hierdie gaan wees 2x plus 1 en x min 8. En nou gaan ek dit net terugvervang met trig en nie x'e nie. So 2x word nou 'n sin x plus 1
en x word 'n sin x min 8. En onder die lyn het ons nog steeds cos x en 2 sin x plus 1. Ok, nou sien ons dat hierdie hakies kan uitkanselleer en ek gaan nou die minus weer terugmaal in my tweede hakkie. So ek gaan die minus eerste maal met die minus 8, dit gaan vir my 'n positiewe 8 gee, dan gaan ek die minus maal met die sin en dit gaan vir ons 'n negatiewe sin gee. En dit is op cos. En nou gaan ons elkeen van daai terme daarbo opsplit en ons gaan altyd van hulle deel met cos. En as ons dit doen, dan kry ons 8 op cos x minus en sin op cos word dan. En daar het ons die regterkant gekry. So daar het ons die linkerkant gelyk aan die regterkant bewys. Ok, nou gaan ek die tweede gedeelte van hierdie som doen en hier vra hulle vir ons vir watter waardes van x is hierdie identiteit ongedefinieerd. Ok, so ek gaan dit sommer langsaan doen. So vir ongedefinieerd moet ons die noemers 0 maak en ons moet die asymptote van tan neerskryf. Ok, so ongedefinieerd gaan ons die noemers gelyk aan 0 maak en ons gaan ook die asymptote van tan neerskryf as daar 'n tan enige plek in die identiteit is. Ok, so kom ons begin. So ons eerste noemer is sin 2x plus cos x en ons gaan hierdie noemer gelyk aan 0 maak. Reg, so ons het nou 'n terugvergelyking, 'n algemene oplossing. So ons sien daar's 'n sin identiteit, so ons gaan dit uitskryf soos wat ons nou gedoen het. En dan kan ons faktoriseer. Ons gaan die cos x uithaal en dan gaan ons hê 2 sin x plus 1. Dan gaan ons hê cos x is gelyk aan 0 of sin x is gelyk aan minus 'n half. Goed, nou gaan ons die verwysingssoeke uitwerk. Shift cos van 0, dit gaan vir ons 90 grade gee. En hierdie verwysingssoek shift sin van 'n half, moet nie die minus intikkie, is 30 grade. Ok, cos x gelyk aan 0, 0 is positief, so dit gaan in die eerste en in die vierde kwadrant wees. So x is gelyk aan 90 grade plus 360k en in die vierde kwadrant gaan dit wees 360 grade minus die verwysingshoek plus 360k. So hierdie antwoord gaan wees x is gelyk aan 270 grade plus 360k. Goed, die sin se antwoorde, sin is negatief, so dit gaan in die derde kwadrant wees. En in die vierde kwadrant, dis waar sin negatief is, so x is gelyk aan 180 grade plus 30 grade plus 360k, so dit gaan wees 210 grade plus 360k, en in die vierde kwadrant gaan ons x wees 360 grade minus die verwysingshoek plus 360k, so x is 330 grade plus 360k. En nou kan ons net vir elke antwoord gaan neerskryf KEZ, KEZ, KEZ en KEZ. Goed, so hier het ons die volgende antwoorde. Ons het daar 'n antwoord, nog 'n antwoord, daar is nog 'n antwoord en daar is nog 'n antwoord. Ok, nou het ons die een noemer 0 gemaak, nou moet ons ander noemer ook 0 maak. So nou ons ander noemer is cos x, so ons gaan hom gelyk aan 0 stel. En toevallig het ons al dit opgelos, so ek gaan maar net weer die verwysingshoekie neerskryf en dan gaan ek net my antwoorde hierbo net weer oorskryf. So ons antwoorde daar was, x is gelyk aan 90 plus 360k, KEZ, en ons ander antwoord was, x is gelyk aan 270 grade plus 360k, KEZ.
Goed, so toevallig was ons antwoord van ons tweede noemer, was al klaar uitgewerk in ons antwoorde van ons eerste noemer. Partykeer gebeur dit, ander kere gebeur dit nie. So ons het altyd noemers gelyk aan 0 gemaak, en nou laastens moet ons die asymptote van tan neerskryf, en nou is 'n tan in die identiteit. So, ek gaan dit sommer hier neerskryf, so die asymptote van tan kan ons altyd net neerskryf as dis 90 grade, en dan plus ons 180 K, want dit sal al die asymptote van tan insluit. Dit is die algemene oplossing van al die asymptote van tan. Ok, maar nou vra hulle nie vir die algemene oplossing nie, maar hulle gee vir ons 'n interval daarso, wat beteken hulle wil die spesifieke oplossing hê. So dit beteken dat ons moet al ons antwoorde vat en in K se plek van al ons antwoorde, in K se plek, moet ons -2, dan -1, dan 0, dan 1 en dan 2 gaan instel. En al die antwoorde wat ons kry, wat binne in daardie interval van -180 en 180 val, net daardie antwoorde moet ons gaan neerskryf. En dit doen ons sommer op ons sakrekenaar. So ek het al my antwoorde gevat. Ek het nou nie weer daai antwoorde gevat nie, want hulle is ons ingesluit daarin, so dit is nie nodig vir my om dit te doen nie. So ek het al my antwoorde gevat, en ek het by elke antwoord in K se plek eers -2, toe -1, toe 0, toe 1 en toe 2 ingestel. En hierdie is die antwoorde wat ek gekry het. 90 en -90, -30 en -150. So dit is die spesifieke antwoorde waar hierdie identiteit dan ongedefinieerd sal wees. Ok, kom ons kyk na voorbeeld 2. Ok, so ek gaan die linkerkant gaan neerskryf. Kos 4y. Ok, so die eerste ding wat ons hier kan sien is, kom ons breek daai 4y op in 2 maal 2y, want dan het ons 'n dubbelhoek. Dan het ons 'n trieg-kos dubbelhoek identiteit. So ons breek daai hoek op in 'n bietjie kleiner hoek, sodat ons 'n identiteit kan hê. Want kos 2 van 'n hoek, het ons 3 opsies voor, en omdat ons sien nie in ons antwoord is daar 'n sin, gaan ons die opsiekies 1 minus 2 sin kwadraat van ons hoek wat nou 2y is. Ok, nou kan ons net 'n bietjie vereenvoudig. Nou staan daar die kwadraat, so die kwadraat kom nou buitekant sin 2y. Nou is sin 2y, ekskuus, die kwadraat kom buitekant, nou is die sin 2y ook 'n identiteit. So nou gaan hier staan 1 minus 2, sin 2y is 2 sin y kos y, en dit word gekwadreer. So hierdie gaan wees 4 sin kwadraat y kos kwadraat y, die kwadraat kom in. En dan as ons dit vereenvoudig, gaan ons sê 1 minus die 2 word ingemaal, so dit wees 8 sin kwadraat y kos kwadraat y. En dit is ons regterkant. So ons het begin deur daai 4y op te breek in 2 maal 2y. Goed, voorbeeld 3. Hierso sê hulle as sin x min y op sin x plus y gelyk is aan 3 op 5, bewys iets anders. Ok, so ons gaan nie nou fokus op wat ons moet bewys nie, ons hou net ons oog daarop. Ons gaan begin met wat hulle vir ons gee, en ons gaan dit net probeer vereenvoudig, en kom ons kyk waar kom ons uit. Ok, so as ons dit gaan neerskryf, die eerste ding wat ons nou hierso sien is, ons het 'n breek gelyk aan 'n breek. En wanneer ons 2 breuke gelyk het, dan is die beste ding om te doen kruismaal.
So ons gaan die 5 gaan maal met die sin x min y, en ons gaan die 3 gaan maal met die sin x plus y. Nou sien ons sin x min y en sin x plus y is beide graad 12 saamgestelde hoekidentiteite. So ons gaan hê die 5 en daai identiteit gaan wees sin x cos y minus cos x sin y. En die ene gaan wees 3 maal sin x cos y plus cos x sin y. Goed, nou gaan ons die 5 en die 3 gaan inmaal. So ons het 5 sin x cos y minus 5 cos x sin y is gelyk aan 3 sin x cos y plus 3 cos x sin y. Ok, nou sien ons dat hier's 'n sin x cos y, hier's nog 3 sin x cos y. So 5 sin x cos y minus 3 sin x cos y gee ons 2 sin x cos y. So ons vat dit na die een kant toe. Dan het ons aan hierdie kant 3 cos x sin y en hierso min 5 cos x sin y. So ons gaan dit na die regterkant toe vat. En dan gaan ons sê 8 cos x sin y. En dan sien ons dit wat hulle wil hê is, hulle wil hê ons moet bewys dat sin x cos y alleen moet wees. So as ons die sin x cos y alleen kry, dan beteken dit ons moet die ander kant deel met 2 en dit gaan dan wees 4 cos x sin y. En daar het ons bewys wat hulle wou gehad het ons moes bewys. Ok, voorbeeld 4. Goed, so kom ons begin weer hierso met die linkerkant. So ek gaan die linkerkant oorskryf. So ons het 'n cos a plus b cos a min b. Ok, dis ons linkerkant. So hier sien ons weer, hier is nou 2 cos saamgestelde hoekidentiteite. So kom ons gaan skryf hulle uit. Net 'n hakies. Ok, so daai cos a plus b gaan wees cos a cos b minus sin a sin b. Daai ene gaan wees cos a cos b plus sin a sin b. Goed, nou moet ons maar uitmaal. Ok, so ons gaan eerste 2 terme uitmaal. Dit gaan wees cos kwadraat a cos kwadraat b. Goed, en as ons daai ene gaan uitmaal, gaan ons kry cos a cos b sin a sin b. So ons gaan een lang term kry, cos a cos b sin a sin b. Maar as ons die volgende 2 gaan uitmaal, gaan ons kry min dieselfde term, cos a cos b sin a sin b. So as ons hierdie ene gaan maal met hierdie ene en dan ons volgende stap hierdie een gaan maal met hierdie ene, gaan ons presies dieselfde antwoord kry, maar hulle gaan uitkanselleer. So ons hoef nie hulle neer te skryf nie. So dan het ons net nou ons laaste 2 met mekaar te maal. En dit gaan dan wees minus sin a sin b maal sin a sin b is sin kwadraat a sin kwadraat b. Goed, nou het ons die hakkies mooi uitgemaal. Nou is ons klaar, maar ons sien dit is nog nie heeltemal wat hulle wil hê nie.
Wat hulle wil hê aan die regterkant is net sin kwadrate, niks kos kwadrate nie. So wat ons nou maar net gaan doen is, ons gaan nou elke kos kwadraat gaan ons vervang met 'n 1 minus sin kwadraat, want dis 'n graad 11 identiteit. So elke kos kwadraat gaan ons vervang met 'n 1 min sin kwadraat, want dis 'n graad 11 identiteit. En daai sin kwadrate bly net so. So hierdie kos kwadrate was eintlik 'n identiteit wat ons vervang het. Goed, nou gaan ons weer hierdie hakies uitmaal. 1 maal 1 is 1, dan het ons 'n minus sin kwadraat b, dan het ons 'n minus sin kwadraat a, en dan het ons 'n plus sin kwadraat a sin kwadraat b. En dan aan die einde staan ons laaste term minus sin kwadraat a sin kwadraat b. Nou kanselleer die laaste twee terme uit, en ons bly dan oor met presies wat ons het aan ons regterkant. So ons kan maar net dit vir hulle mooi skryf, ons kan maar net daai twee terme omruil om dit presies te skryf, sodat dit presies lyk soos die regterkant. En dit is gelyk aan ons regterkant. Goed, voorbeeld 5. Ok, kom ons skryf ons linkerkant weer neer. So hier het ons 'n sin 3x plus sin x, alles op cos 2x plus 1. Ok, wat ons hier kan doen, baie keer met 'n 3x, wat ons gaan doen met die 3x? Ons gaan dit so opbreek in 'n 2x plus x. Want dis twee lekker hoeke om mee te werk, want ons hou baie van die 2x, want dis dubbelhoek goeters, en die x is net 'n x, so dis 'n lekker hoek. Ok, hier onder die lyn sien ons hier's 'n kos identiteit, so ons gaan een van ons 3 opsies moet kies, en ons kyk gou wat langsaan dit staan, langsaan staan 'n plus 1, so ons wil die kos dubbelhoek identiteit kies wat 'n minus 1 gaan in hê, omdat daar langsaan 'n plus 1 gaan staan, en ons wil die ene eintlik uitkanselleer. So ons gaan die identiteit kies, 2 cos kwadraat min 1, omdat daar 'n plus 1 langsaan staan. Ok, nou hierbo sien ons hierdie sin 2x plus x wat ons opgebreek het. Dit is 'n saamgestelde hoek identiteit. So dit gaan wees sin van ons eerste hoek, daar is ons eerste hoek, daar is ons tweede hoek. Sin 2x cos x plus cos 2x sin x. Ok, dit was ons dubbelhoek. Daai sin x bly net so. En onder die lyn kanselleer die min 1 en die 1 uit. So onder die lyn bly ons net oor met 2 cos kwadraat x. Goed, nou sien ons dat hier is 'n identiteit. Daar's ook nog 'n identiteit. So ons het hier 2 identiteite. So die sin 2x identiteit, daar's net een opsie vir hom, en dit is 2 sin x cos x. So dit was nou daai gedeelte, maar hierdie cos x moet nog langs dit staan. Ok, en dan hierdie cos 2x, as ons nou langsaan kyk, daar's nou baie goed langsaan, so ons is nog nie seker wat om vir hom te gebruik nie. So kom ons hou dit eers net so, kom ons hou hom eers net so. Daai sin x en plus sin x. So ons kan hom highlight, ons weet hy se identiteit, maar ons hou hom eers net so, om seker te maak, kom ons eenvoudig eers klaar, en dan besluit ons wat se identiteit ons gaan gebruik. Ok, en daaronder staan 2 cos kwadraat x. Ok, nou sien ons hierbo dat ons kan nou hier faktoriseer met 'n sin x, want elke term het 'n sin x in. So kom ons haal die sin x uit. Ons eerste term bly ons dan oor met 2 cos kwadraat x. Want ons 2 kosse wat met mekaar gemaal word. Dan bly ons oor met ons cos 2x, wat ons weet is 'n identiteit, so ons highlight hom, ons weet ons moet hom een of ander tyd gaan verander.
en dan bly ons oor met 'n 1. Onder die lyn bly ons oor met 2 cos kwadraat x. Ok, hierdie sin x bly nou net so. Nou wil ons besluit watse identiteit moet ons nou vir hierdie cos 2x gebruik. En ons sien dat daar staan weer eens 'n plus 1 langs aan hom, so ons wil die ene gebruik met 'n min 1 in. En dit pas ons ook goed, want die cos dubbelhoek identiteit met 'n min 1 in, is die 2 cos kwadraat x. En daar is ook 'n cos kwadraat langs aan hom. So ons gaan nou sê 2 cos kwadraat x min 1. En onder het ons 'n 2 cos kwadraat x. Goed, en nou sien ons dat die min 1 en die plus 1 gaan uitkanselleer. So nou bly ons oor met 'n sin x en 'n 4 cos kwadraat x. Want 2 cos kwadraat x plus 2 cos kwadraat x is 4 cos kwadraat x. En onder die lyn is 'n 2 cos kwadraat x. Nou kan die cos kwadraat x uitkanselleer en die 4 kan deur die 2 deels, ons bly dan oor met 'n 2 sin x. En dit is ons regterkant. Goed, en die laaste sommetjie is iets wat hulle nogal baie vra. En dit is waar hulle vir jou een van die saamgestelde hoeke se formules gee. En dan vra hulle vir jou om 'n ander saamgestelde hoek se formule af te lei. So, ek het nou die een gekies waar hulle vir ons die cos A min B saamgestelde formule gee, en dan vra hulle vir ons om die sin en die cos formule af te lei. Ok, kom ons doen die eerste een. So, daar wat ek in blou onderstreep het, sodra ons enige iets in daai vorm sien of neerskryf, mag ons daai formule gebruik. So ons wil dit wat hulle vir ons vra, probeer om neer te skryf in 'n cos A minus B, met ander woorde in 'n cos, 'n hoek minus nog 'n hoek. So wat ons nou het om mee te werk is, ons het sin 'n hoek minus 'n hoek, maar ons wil baie graag dit skryf as cos 'n hoek minus 'n hoek. So die eerste ding wat ons gaan doen, is kom ons verander daai sin sommer onmiddellik na 'n cos. En hoe ons dit doen is, sin word 'n cos, maar dan word dit 90 minus die hoek wat dit was. Cos 90 minus die hoek wat dit was, en daar het ons nou die sin na 'n cos toe verander. Ok, nou is dit al so 'n bietjie nader. Nou gaan ons daai hoekie gou uitmaal, so nou is daai 'n 90 minus A plus B. Ok, maar ons wil graag daai 90 min A plus B in die vorm skryf A minus B, want dit is die formule wat ons het om mee te werk. So nou gaan ons net gou dit bietjie verander. So ons gaan nou sê die 90 minus A gaan ons in hakies sit. So dis ons eerste hoek, dis ons A. En nou moet ons 'n minus sit, maar dan moet daai B nou 'n minus word. Want nou het ons cos, en daar is ons A, en daar is ons B, en daar is 'n minus, en nou kan ons boonste formule gebruik. Goed, so cos A minus B, sê die boonste formule is cos A cos B plus sin A sin B. So nou kan ons sê cos A, maar ons A is nou daai hakie. So cos A cos B, maar ons B is nou eintlik die negatiewe B, plus sin, ons A is nou daai hakie, en dan sin B, ons B is nou die negatiewe hoek. Goed, nou kan ons vereenvoudig. Cos 90 min A is sin A, want is kofunksies. Cos minus B, kom ons gaan kyk wat is cos minus B. Cos minus B, dis 'n negatiewe hoek, so ons plus net 360 grade by. So dit is in die 4de kwadrant, so cos gaan positief wees. So dis positief cos B. Plus, sin 90 min A, dis in die eerste kwadrant en is kofunksie, so daai sin word 'n cos. Sin 90 min B, kom ons gaan kyk wat is sin 90 min B. Dis 'n negatiewe hoek, so ons plus 360 grade, en dit is minus sin B. Minus sin B.
Goed, en dan ons laaste stap, dan het ons nou sin A cos B en dan gaan ons hê min cos A sin B. Goed, en dan as jy nou gaan kyk, ons het dit gehad, ons het die kosformule gebruik om op ons afleiding uit te kom, dat sin A min B is sin A cos B minus cos A sin B. En as jy gaan kyk op jou formuleblad, gaan jy sien dat jy reg is. Ok, kom ons oefen gou nog ene. Nou het ons 'n cos A plus B. So wat wil ons doen? Ons wil ons heel boonste formule gebruik. Ons wil hierdie skryf in die vorm cos A min B, of cos 'n hoek minus nog 'n hoek, want dan kan ons die formule gebruik. Ok, so dis bietjie makliker, ons hoef nou nie koefunksies te gebruik nie. So ons gaan nou net sê, kom ons sê dis daai A bly die A, maar nou moet ons 'n minus skryf, want ons wil 'n hoek minus 'n ander hoek skryf, en dan gaan ons daai B negatief moet maak. Goed, so nou sien ons dat ons het 'n A minus 'n B, en nou kan ons die boonste formule gebruik. So nou kan ons sê, cos A cos B, maar ons B is negatief B, plus sin A sin B, maar ons B is negatief B. Goed, so hierdie gaan wees cos A. Wat is cos minus B? Kom ons gaan kyk. Ons het dit hier uitgewerk, hierbo. En ons weet dat cos 360 minus B, dit gaan positief B wees. So dit gaan wees cos B, plus sin A, en sin minus B het ons ook hierbo gaan uitwerk deur 360 by te tel. En dit is in die 4de kwadrant, so dit gaan wees minus sin B. So ons finale antwoord is cos A cos B, en daai minus word dan vooraan gemaal, dan het ons minus sin A sin B. So ons het nou uitgevind dat cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. Ons het die boonste formule gebruik om nou 'n antwoord te kry vir cos A plus B. En as jy gaan kyk op die formuleblad, gaan jy sien jy's reg.